jy weet, is daar, dankie Pieter, dankie Piet, dankie Pieter, het jy daar mense in jou lewe wat jy veilig by kan voel? Is jy bereid, is jy op 'n plek waar jy kan suffer saam met iemand anders, of is jy suffer, is jy bereid om vir iemand te sê ek suffer? Of is jy nog op 'n plek waar jy sê nee wag, ek is nog nie daar nie. Ek het vir watse rede? Ek dink nie dis belangrik nie. Ek en die Here is okay en ons stap hierdie hele liggaam, ons behoort aan 'n liggaam. En as die Bybel sê ons is so deel in mekaar, dit is as een ly, dan ly almal. Dan soos veronderstel om te voel. Die ander. En as een sukses het en ander geander word, dan moet almal saam met dit rejoice. Hoe voel julle oor hierdie ding in die kerk vandag? Ek praat nie nou, onthou nou, ek praat nie net hier nie. Ons veronderstel nie nou ons moet hierdie verhoudinge hê waar ons met mekaar kan praat. Uiteindelik ontwikkel dit. Daar is nou verhoudinge in hierdie gemeenskap waar dit gebeur. Maar oor die algemeen in die kerk vandag, voel julle die kerk is 'n veilige plek of 'n plek ten minste waar as jy suffer, is daar ander mense wat voel en weet hoe jy suffer? Of weer aan die ander kant, as jy sukses het en as jy geander en as jy ander kry en as dit goed gaan en het jy deurbrake, is daar mense wat saam met jou rejoice? Is jy op daai plek in jou lewe? Het jy dit om jou? Of is jy maar nog iemand wat deur die lewe gaan en sê dis ek en die Here. Hy is my rots en my sterk vesting en ek en hy sal hierdie ding deurmaak. So ek wil 'n bietjie praat oor ons het 'n term body life, né? Hier op aarde is ons tog deel van 'n liggaam. Hoe voel julle oor die liggaam? Ja, die kerk as 'n geheel, die kerk as 'n liggaam, as 'n gemeenskap. Het jy mense in jou lewe? Kan jy met mense praat? Hoe voel jy oor hierdie ding? Kan ons 'n bietjie hoor gesels vanaand asseblief man? 1 Korintiërs 12 vers 26. Die skrif wat sê, if one part suffers, every part suffers with it. And if one part is honored, every part rejoices with it. Ervaar jy dit in jou lewe? Ja of nee? Enige iemand? Ja. Tinus se doggie sit jou hand op. Dis sien ek jy praat, jy sê vir jou hondjie word raak vir my rustig. Of sê vir Marzaan, Marzaan. Ja, maar dan sit my 'n bietjie ADHD hondjie so, ja, hy maak haar rustig. Ek gaan vir jou sê, ek het 'n select few mense wat ek kan sê ja, okay, met hulle is ek bereid om te share, met hulle kan ek share, by hulle voel ek veilig om te share en ek weet vir 'n feit dat hulle sal saam met my rejoice wanneer die deurbraak kom en hulle sal saam met my die fight. Maar jy kan dit ongelukkig nie met alles en met almal um deel en share en dit is maar net wel, dis my ervaring dat ek dit so stel. Jy kan nie, almal is nie oop om te deel in ander mense se lief en leed nie. Dit is vir hulle makliker om net me, myself en I en dalk eerder ek gaan lekker kry as jy seer kry, want jy kry daai ook ongelukkig. So ja, maar ek het by die kerk, ek wil sê in my vriendekring, my close vriendekring en dan ook is ek geseënd om so een of twee mense by die werk te hê wat ek so saam mee kan journey. So ek dink daar's ek baie blessed wat laat ek op verskillende plekke daai mense het. Marzaan, is dit iets wat jy create of is dit iets wat net spontaan is? Is dit iets wat jy moet werk? Is dit iets wat ek probeer sê is dit 'n besluit om te sê ek reik uit na die mense as dit goed gaan ek kommunikeer of sit en wag jy en sê Here, U weet wat ek deurgaan. As dit belangrik is, laat die liggaam gebruik die liggaam om met my te praat. Hoor jy wat ek vir jou vra? Nee, ek Is hoor dit wat jy sê. Um Nee, ek reik tog baie keer uit. It depends. En baie keer is dit net hierdie uit die bloute uit wat jy, "Ag vriendin, wat gaan aan? Hoekom dink ek so baie aan jou?"
persoon. So dit is mense wat jy dan weet, hulle stap die pad saam met jou. So ek kan deel met jou. Ek kan vir jou sê nee, hoorie, ek het 'n oor nodig, ek het raad nodig of weet jy wat, bid net saam met my. En daar is mense wat vir 'n nood, ek wil nou amper al sê wanneer die nood druk en daar's nie tyd om eers gou te praat nie, wat jy net 'n SOS en ek bedoel regtig net SOS stuur en daai mense tref jou in sonder om te vra en dan wanneer die tyd reg is en is rustig en jy is reg om te deel. Okay, nou kan ons praat en nou kan jy vir my sê waardeur het jy gegaan? Waarvoor het ons gebid? En het daar uitkoms gekom? Wat was die uitkoms gewees? So die bediening waar jy was of die bediening waar jy is en sulke dinge, is dit net iets wat natuurlik gebeur of soos jy sê dis maar deur die jare het die Here nou vir jou daai mense gegee en jy weet Ek het dit is gebou my met hulle. dis my kring. Okay. Ja, ek het gebou met daai mense. Een persoon wat ehm ek het nooit gedink ek en sy sal ooit vriendinne word nie. En life happened en ja, nou is ons vriendinne. En sy's een van die vir wie ek kan sê hoorie kom help asseblief. En dit is lekker. Dit is so daar was nie regtig baie werk aan gewees op. Werk is verkeerde woord. Daar was nie 'n lang bou gewees nie. Dit het so mekaar ons kennisse en toe iets het gebeur en toe raak ons vriendinne en ja. Maar ja, Dankie maar. dit is sorry Jaco, maar van hulle is maar bietjie bou. Dit is nie net is daar nie. Nee, so hoor jou hart. Jy sien ek wil net wat bedoel die skrif? Dit is dit if one part suffers every part suffers with it. Is dit iets wat net daar moet bestaan? Moet ons so sensitief wees vir mekaar? Moet ek op 'n plek verstaan hoe is dit outomaties? Dis my vraag. Is dit outomaties of iets wat aan gewerk moet word? Is dit iets wat ons moet doen? Moet ek hierdie create in my lewe of is dit iets wat die Here net vir my gee omdat ek deel is van die liggaam, sal hy sorg dat daar mense is wat saam met my sal suffer? Of moet ek soek vir dit? Moet ek my omring met mense? Julle verstaan die vraag van ons vanaand waar ek wil uitkom. Ek wil net 'n bietjie oor hierdie ding gesels. Pieter, soek ons vir hierdie ding of kom hy outomaties? Ja, kyk ek dink 'n ou moet daar is baie persoonlikheidsprofiele by die mense. Jy kry mense wat baie maklik kan kommunikeer en baie maklik oopmaak en jy kry mense wat glad nie oopmaak. Maar ek dink, jy weet, as 'n mens net dink in die natuurlike design van man, is dit nie altyd jy weet die mense is baie gesentreer oor homself en om sy eie goed te maak werk en jy weet en nou word ons groot en nou moet jy weet nou sien nog volwasse en nou moet jy neem die verantwoordelikheid om jou eie goed uit te sorteer. En ons het nie altyd die begrip en die verstaan en die waarde van daai ding nie en daai ding kom eintlik maar wanneer jy verbind raak met die Here, wanneer jy die Here ontdek. Ek wil ons het Dinsdagoggend met ons meeting gesê, it's the love of Christ that compels us. Dis nie 'n ding wat sommer net natuurlik kom. Verstaan jy, dit moet gekultiveer word, dit moet ingeoefen word. Dit kos tyd en toewyding. Ons weet almal langdurige, goeie, diep gegronde verhoudings kos iets van jou. En dit kos iets van die persoon met wie jy in verhouding staan. Ek wil party mense hoef jy vir jare nie te sien nie. Die oomblik as jy bymekaar kom dan tel jy die gesprek op en daar gat jy. Maar daar was 'n tyd gewees wanneer jy moes geïnvest het en moes dit ge-embrace het. Verstaan jy, en die tye waarin ons nou is dit nie noodwendig nie. Jy weet, terwyl ek nou praat, toe dink ek aan daai skrif wat ek gedeel het Sondag, ek miskien net gou geweer. Hy sê julle moet daarop let. Hy sê dat niemand hy sê Hebreërs 12:15, hy sê look after each other so none of you fails to receive the grace of God. So daar's iets wat die Here wil hê ons moet ontdek in meelewing. En dit is die extension nie net van grace nie, maar van die lewe van Christus en die skrif sê lag saam met die wat lag en huil saam met die wat huil.
met daai meelewing is nie noodwendig daar nie. Jy het mos die Here, jy moet dit uitsort, jy weet, soos gaan na die Here toe en hy sal jou help. Maar ek het vandag vir iemand gesê, ons is die arms en die voete en die bene en die ore en die hart van God wat op hierdie aarde nou moet funksioneer. Ons is die liggaam. So, en die liggaam sê, ek het 'n peperpot gevat en sê, ek sit jou hand hierso. So kom, ek gaan jou op jou naal slaan en dan kyk ons of jou naal vir jou liggaam sê, hier's fout, of die naal gaan dit vir homself hou. En die kanse is net so in die design, die naal gaan dit nie vir homself hou nie. Ek het myself al met 'n hamer raak geslaan en glo my broer, daar het Dit manifesteer tot in die mond. verskillende goed uit dit uitgekom. Nie net pyn nie. Ja, weet jy wat? Dis powerful. Dit is 'n ja, as jy jou vinger raakslaan met 'n hamer, dit manifesteer tot hier orals deur. Andries het 2 weke terug ook gepreek oor Andries, daai boodskap van jou, the urgency, né? Wat ons het en wat ons nie, wat the urgency om hierdie nuus in ons boodskap te share sluit dit aan miskien op 'n manier, is daar 'n koneksie wat ons kan maak met dat daar moet by ons 'n dringendheid wees om ook daar te wees vir iemand anders, om daar te wees vir mekaar, sodat ek saam met 'n broer kan suffer as hy suffer. Is dit iets wat ek skep? Is dit iets wat ek create? Is daar 'n konnektasie tussen daardie wat jy ervaar dit in jou hart, daai boodskap en dalk wat ek vanaand net vir ons oor moet gesels? Ja, ek weet nie, maar mens kan mos enigiets met enigiets connect. Maar ja, ek dink dis amper nie 'n maklike topik nie, want dis so persoonlik, jy weet. Maar die eerste ding wat ek aan gedink het is, toe jy die vraag vra, het ek gedink aan covenant. Want covenant sê ek is deel van jou. My gevoel en my persoonlikheid en het eintlik niks van my uit te waai. Covenant sê, omdat jy in Christus is en ek in Christus het ons deel aan mekaar. So dit is 'n beginsel. So die vraag wat ek gehoor het is nie so seer is daar mense na wie ek toe kan gaan en nie kan gaan nie. En al daai goed is legit. Ek bedoel regtig. Ek stem saam, jy kan nie almal toe gaan nie, maar die vraag vir my is eintlik, hoe geïsoleerd is jy? En ek probeer uitfigure wat jy en Pieter met mekaar bespreek het, julle nou by so 'n topik uitkom voordat julle ons almal nou inlaat. Maar die punt is net dit moet te doen hê met die goed wat gebeur het die laaste ruk en met mense wat radikale skuwe maak, radikale goed sê en die probleem is isolasie. So wanneer jy by die Here hoor, of wanneer jy isolasie is die probleem en hoe geïsoleerd is jy? Want isolasie, ek bedoel jy kan 10 pelle hê wat met jou saamstem, dit beteken nie noodwendig hulle gaan jou reg help nie. Jy kan 10 mense hê wat jou absoluut support in jou storm, maar op 'n doktrinale wyse gaan hulle dalk nie baie groot bydrae lewer nie. So die hele design van die kerk is op 'n beginsel gebaseer. Jesus sê, hierin sal almal weet dat julle my disippels is, dat julle mekaar liefhet. Elke keer wanneer jy in 'n kerk sit en jy vat daai nagmaal broodjie en jy vat daai glas, dan manifest jy iets van daai beginsel van covenant wat sê ek is deel van hierdie liggaam. Het ek 'n relationship met hom as ek het nie. Maar ek is deel van hom. En 'n mens moet eintlik vertrou dat die Heilige Gees dan iets vir jou bring rondom die recognition van die body. Ek sit dink aan 'n skrif wat sit hierso by 2 Korintiërs 5 daar rond wat sê, dalk vir Chris vra, ek ken die skrifte uit sy kop uit. For I reckon that if one died for all, we all died, they say, therefore we no longer live for ourselves, but for him who died for us and rose again. So die bindende faktor is Jesus Christus. You see, Christ in me recognizes Christ in you. The spirit in me is the same spirit that's in you. En daar's 'n binding en ek dink daai ding van dis 'n stelling, as een seer het almal seer. Nou ek en jy voel nie almal se pyn nie. Maar Jesus sê net julle is so uit een klip gekap binne Christus dat julle is 'n liggaam. En as jy daai naal slaan dan sê die liggaam ek kry seer.
en dat die Heilige Gees die grondwerk het om met ons te kan praat rondom ons recognition vir die body om te sê maar, hoorie daai mense het seer of ek het seer. Ek is nie ou nie, luister, ek is nie ou wat na mense toe gaan en sê ek het seer nie. Ek het van 10 jaar oud af het ek my eie pyn gedra en ek dra dit nog Ja. steeds. Ja. En ek het geleer om daarmee te cope. Is dit Ja. reg? Seker glad nie reg nie. Maar jy sal my nie maklik kry dat ek na ander mense toe gaan en sê, "Jesus, ek stoei nou met dit en ek het nog gesukkel met dit en ek wonder nou oor dit." I just don't do it. Ouens wat my goed ken, soos Pieter en Jonathan en of late jy wat nou meer tyd nog spandeer sal agterkom maar alles is nie pleis nie. En as jy my vra gaan ek heel moontlik vir jou sê ek is okay, want daar's letterlik niks wat jy aan dit kan doen nie. So Maar dis 'n moeilike vraag. So dis 'n moeilike my- vraag om die ding te connect moet ek my hart met almal deel en verstaan jy ek sien dit nie daar so nie. Daar is mense met wie ek my hart kan deel, maar ek dink wat daai skrif aanbetref, is praat hy van die unity van die kerk binne Christus, een liggaam, saamgebind deur die bloed van Jesus. Ons is deel van mekaar. Ons is in covenant met mekaar. Okay, Dankie. Ja, ek waardeer dit. Wat ek voel in my hart en jy moet altyd onthou en dit is nie net vanaand nie, maar ek dink dit bly God se agenda ook vir ons op 'n groot manier. Dit gaan nie net altyd oor ons nie. Wat ek vanaand in my hart so ervaar het weer eens soos om te sê, ja, ek praat dalk nie maklik soos 'n Andri, soos iemand want ons Pieter en hom verwys, ons persoonlikhede verskil. So jy is dalk nie 'n persoon wat baie praat nie. En ek dink nie dis dalk altyd nodig nie, maar my vraag is jy iemand wat probeer sensitief wees vir die ou langs jou? Is jy iemand wat nog sensitief is vir 'n geleentheid as iemand jou pad langs kom of is jy verstaan om daai waarde om as 'n ander ou suffer? Is jy bereid om dalk saam met hom 'n pad te stap en te sê of net uit te reik, daai boodskap te maak, daai WhatsApp te stuur, daai oproep te maak en te sê, hoorie, ek weet nie maar ek is hier vir jou. Want al is dit dalk nie jy wat wil praat nie, maar is dit ook nie wat die liggaam moet doen nie, as 'n liggaam, dat ons uitkyk vir mekaar, maar nie so seer net vir ons nie. Laat ons 'n ingesteldheid het teenoor die ou langs aan my. Dit is wat ek vanaand vra, is dit nie wat die liggaam ook moet wees nie. Waar ek moet amper so sensitief wees en vra, Jesus Andries, hoorie, ek wil nie praat oor myself nie, maar ek wil nie weet, is jy alright? Ek dink die liggaam binne die perfekte sin moet so wees. Maar die liggaam is nie in die perfekte sin nie. Ek gaan nie weet as jy weer deur die moeilikheid uitgaan as jy my nie sê nie. As jy geïsoleerd is, gaan ek dit nie weet nie. Binne 'n kerk setup dink ek is daar veronderstel om genoegsame relationships te wees en ek weer eens ek dink die Heilige Gees en die Here se kinder ook nie. So ek lê nie in my bed en dan maak die Here my wakker en sê Jaco gaan nou deur 'n swaar tyd nie. Jy weet, ons het al baie in die kerk gesê, 'n pastoor kan nie sonder op die pulpit staan en ryk, o, daai broer is siek en o, daai ou het huweliksprobleme en daai een is 'n kinders gee moeilikheid en daai een is bankrot en iemand moet sê. En dan in a multitude of counselors there's wisdom. En dan as jy nie bereid is om 'n relationship te bou nie met enige iemand for that matter nie, dan gaan jy op 'n eiland wees. Ek bedoel om te sien iemand kry swaar is 'n ander storie. Dan het ons compassion. Ek bedoel dis part of daar is baie Christene wat nie compassion het nie, maar ek bedoel net compassion dink ek is deel van 'n characteristic of God, né? So Ja. om mense te sien en as jy kan sien mense kry swaar, dan het ons compassion. Ja. Dan kan nou dalk uitreik. Maar die voordeel van relationships is ons meer met mekaar te doen het en ons is nie geïsoleerd nie. Dan het ons 'n bietjie 'n beter platform om te sê, hoorie, ek is maar bietjie laag, jy weet, ek is bietjie depressed. Help my, bid bietjie saam met my. Hoorie, ek vertrou die Here vir dit. En ek dink daar kom die relationship vir my in, maar wat daai skrif wat jy gebruik het aanbetref, ek kan dit nie noodwendig link met wat ek nou gesê het nie. Okay, 100% reg. Iemand anders? Hoe voel jy
oor hierdie term isolasie. Is dit vir jou 'n veilige plek? Is dit 'n plek voel jy soms geïsoleer? Het jy mense om jou? Is daar mense met wie jy kan praat? Enigiemand anders wat 'n bydrae wil maak oor hierdie ding? Nou Lien, ek sien jy het jou, wil jy ietsie afgehaal van mic mute af? Ja, so ek is ook soos Andries, ek sal my seer self dra, ek sal met niemand praat daaroor nie. Waar ook al ek gaan, dis ek en Jesus teen die wêreld. Dis my attitude die meeste van die tyd. Maar die Here sal altyd mense op my pad sit en dan sal hy sê, mense sal my kontak en vir my sê, maar sjoe, ek dink so baie aan jou. En dan weet ek altyd, dan sien ek altyd die Here se hand daarin. Ek dink ek stem saam met, en dit is nou 'n dierles wat ek besig is om te leer. Want 'n mens wil die goed toehou waarmee jy sukkel, omdat jy bang is vir wat mense gaan doen en sê, en hoe mense na jou gaan kyk. Want daar is hierdie konsep van, jy moet perfek wees, as jy, of nie perfek wees nie, maar jy weet, in die wêreld se oë, en mense het hulle eie opgemaakte idees van hoe 'n Christen se lewe moet lyk. En as ek nou stoei ek met myself, as ek dan 'n dogter van God is, hoekom sukkel ek met hierdie ding? Hoekom gebeur hierdie goed met my? Hoekom, verstaan julle? So al hierdie goed is goed wat die vyand in my kop kom plaas, en vir my sê, maar jy weet, ergens is jy besig nou om die bal te mis, en nou probeer jy dit nou maar so op jou eie uitfigure, maar op die ou end van die dag leer ek 'n baie duur les, en dit is dat as ek nie gaan praat nie, gaan die liggaam nie weet nie, en dat die liggaam daar is om my by te staan, maar omdat dit 'n shame ding is, dis 'n shame ding om oor finansies te praat, dis 'n shame ding om oor baie goed in 'n ou se lewe te praat, dan bly jy maar stil, en jy pikkel maar aan, maar op die ou end van die dag gaan hulle nie weet, as jy nie, en ek dink ook wat gebeur is, dat die vyand jou, jy weet, hoe langer jy die ding toehou, hoe meer kan die vyand met jou gedagtes en goed speel, maar die oomblik as jy dit oopmaak, dan kan hy nou eintlik bietjie, jy weet, dan het mense nou nie gereageer soos wat jy nou gedink het hulle gaan reageer, en dan het hulle empatie met jou, en dan kan jy God se goedheid sien, en dan kan die vyand jou nou nie meer daarmee, jy weet, moker oor die kop nie. So dis eintlik bevrydend, want dis nie asof almal vir jou iets kan doen nie, maar net die feit dat jy dit kon voice en sê, yes, dis waarmee ek sukkel. Dis asof die Here jou in daai oomblik bedien en vir jou wysheid bring en vir jou help en vir jou insig gee op jou journey. So ek weet nie of dit iemand help nie, maar dit is nou wat vir my op my relevant is op die oomblik. Ja, skorspan, en daar's 'n absolute waarde in om net dit kan met iemand praat. Daar's 'n absolute waarde. Dis so waar wat jy sê. As 'n mens goed wil self dra en jy kan nie partykeer net, man, al het jy net 'n vrou, sekere mans kan nie eens met hulle vrouens praat nie, sekere vrouens kan nie met hulle mans praat nie, maar ons moet net weet dit is 'n groot waarde, dis 'n groot kosbare ding om net te kan jouself met mense surround met wie jy kan praat. Ek dink dit is crucial, Andries. Ja, Jaco, ek dink iemand het eendag gesê fellowship beteken two fellows in a ship, jy weet. Ek kan net uit ondervinding uitpraat. Almal van ons het 'n agtergrond. Party mense vertrou makliker as ander. Die kerk, ek is jammer om dit te sê. Kerk is vir baie mense nie 'n veilige plek nie. Dis so. Maar in ondervinding kan ek vir jou sê, toe ons op Kriel begin kom het, ons besluit ons gaan relationships bou met mense. Ek put ongelooflike value uit die liggaam van Christus uit.
op 'n redelike breë spektrum. En meeste van my vrae en my behoeftes word eintlik ontmoet op dit, maar dit is relationships wat ek gekies het om te bou. Uh jy kan nie jy gaan nie daai safety net hê. Jy gaan dit nie vind binne die raamwerk van ministry nie. Jy gaan dit net vind binne die raamwerk van 'n relationship. En vir my, ek sê relationship se rootwoord is seker relation. We're all related. We are all related in Christ. We are brothers and sisters. We are related. And that positions us for a relationship. En ek gebruik 'n voorbeeld van regtig, dit is 8 jaar wat Pieter hulle in Bethel relationships begin bou het met die ander leiers in die dorp. Daai meetings wat jy bymekaar kom op 'n Vrydag. As jy Vrydag na Vrydag na Vrydag na Vrydag na Vrydag na Vrydag jaar in jaar uit 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar sit, dan kom jy naderhand op 'n plek waar jy sê, hoorie, maar ek het absolute vrymoedigheid om met hierdie mense te praat. Ek weet ek is veilig. En daai ding skep 'n fondasie. En as jy net 5 of 6 mense in jou lewe kan hê met wie jy so oop relationship kan hê, dan gaan jy nie geïsoleerd mee wees nie. Hulle gaan nie noodwendig al die antwoorde hê nie. Ek sukkel nie om te praat met iemand met wie ek 'n relationship het nie. Ek kan met Pieter praat. Ek kan met jou praat. Daar's mense met wie ek kan praat. Ek was eendag in 'n kerkdiens waar die pastoor gesê het, "Right, ons gaan nou ons sondes, die Bybel sê ons moet ons sondes teenoor mekaar bely." En ons moes en ek moes na iemand toe gaan en ek moet my sonde teenoor hom gaan bely. Ek needless te sê, ek het dit nie gedoen nie. Ek sal dit ook nie doen nie. Want ek het meer nodig as net die beginsel. Jy sien, so dis die probleem. Die kerk ongelukkig gee heeltyd beginsels. 'n Beginsel word goud wanneer daar 'n relationship is. Die beginsel kan binne daai relationship begin werk. Want ek met Pieter kan vertrou, want ons was eendag by 'n mannekamp. En die man sê, ek het goed bely van my lewe by daai mannekamp. Dis ons eie mannekamp gewees. Toe ons terugry, ek dink ek het vir Jonathan gesê, ek sê, weet jy wat, ek is eintlik in my my. Ek het nie die woord my gebruik het, maar het klink baie so. Ek sê, ek het hierdie ouens soveel ammunisie gegee om my te kritiseer en uit te haal. Ek voel nie veilig nie. In die oomblik het ek my hele lewe oopgegooi. Toe ek huis toe ry, toe kry ek 'n angs. Toe sê ek, hierdie ouens met hierdie goed gaan begin rondloop en almal begin vertel van wie Andries Mulder is en was. Gaan nou dalk die gemeentelede hoor hê nie. So jy het regtig, jy moet deep relationships hê. En ek dink dit is wat Jesus wou gehad het. Dat ons met mekaar deep relationships het. Dat jy dan wragtig dan iemand kan vertrou. Ek bedoel, as daar issues van shame is, dit is die moeilikste ding om eintlik uit te bring. Dat die vulnerability van shame is so groot, die risiko is so groot, dat jy kan eintlik nie met dit gamble nie. En dit moet nie voel soos 'n gamble wanneer jy jou lewe met iemand anders te deel nie. En ongelukkig in die kerk setup vandag is dit baie keer 'n gamble. Dis 'n gamble met wie jy praat. Is nie 'n gamble as ek met Pieter praat nie. Is nie 'n gamble as ek met Jonathan praat nie. Is nie 'n gamble as ek met Andre Rousseau praat nie. Is nie 'n gamble as ek met jou praat nie. Hoekom? Hoe het ons daar gekom? Gesprekke en gesprekke en gesprekke en gesprekke en gesprekke. Tried and tested, ja. Ja. So dit ek wou sê. Nee, baie dankie. Jy sien die groot woord vanaand is isolasie. Ons kan in isolasie leef, maar ons hoef nie. Want isolasie is nie, en weet jy wat, isolasie is nie net om alleen te wees nie. Iemand het voorheen nou net daarna verwys. Isolasie is nie ek alleen nie. Ek kan omring wees met 3 of 4 mense
Maar ons vier is in isolasie. Jy omring jouself so met mense wat net dieselfde praat, maar dis eintlik nie eers perspektief vir die waarheid nie. Ehm ek wil kom ons praat van ons is almal hier deur, né? Ons het almal gehoor van Dani Botha. Ek moet vir julle sê as julle nie gehoor het nie, Pieter, miskien kan jy net kortliks daarna verwys, maar jy het so 'n mooi take op dit gehad. Ek moet vir jou sê Sondag in jou boodskap. Ons almal weet nou van Dani Botha wat iets voorspel het. En verlede week was die einde van die wêreld. Maar Sondagoggend het Pieter in sy boodskap net so vinnig daarna verwys. Pieter, was dit verlede Sondag al? Ek kan nie eens meer onthou nie. Toe Pieter so mooi verwys, weet jy wat? Dani Botha kom op die einde van die dag terug en hy sê, hoorie so, ek is jammer, ek weet die Here het met my gepraat, maar ek het toe iets gehoor. Dit was amper vir my 'n bevestiging, maar ek het nie gaan seker maak dit wat daai ouens gesê het is waar nie. Maar Dani Botha kom terug en hy sê, ja, sorry man. Maar en hy maak amper reg en dit moet mense amper eer. Nou mense het amper respek vir dit, maar dis nie wat ek wil sê nie. Die punt is op grond van wat ander ouens sê, het hy toe amper 'n bevestiging gekry en met dit gehardloop om later uit te vind maar dit is nie heeltemal akkuraat nie. Isolasie is 'n baie gevaarlike ding. Ons moet so teë verhouding. Yes, ons het die geleentheid om verhouding te bou en met mense te kan praat sodat ons nie onakkuraat word of onnodige dinge dra in ons lewe nie. Pieter, ek sien skus jou hand is op. Ja, ek dink wat ek eintlik wou gesê het is het jy nou gesê want die ding gaan nie daaroor dat daar nie mense om jou is nie. Die feit van die saak is jy selekteer die inligting en goed wat jy syfer by jouself. Jy weet in ons gesprek Dinsdagoggend het ons gepraat van jy weet om hierdie goed te voorkom. En Andries het nou gesê jy kan 10 ouens hê wat saam met jou stem, maar as al 10 verkeerd is, gaan dit jou nie help nie. Jy sien ons het die diversity van die liggaam met ons nodig. En die skrif sê almal kan nie oog wees nie. Almal kan nie hand wees nie. En dit beteken nie die oog is beter as die hand nie. Die een is net so noodsaaklik soos die ander een. Jy sien en as ons nie die value van hierdie goed sien nie, as jy nie die waarde sien van 'n hand nie, gaan jy dit nie nodig ag nie. Dan kan iemand maar jou hand afkap en dan sit okay. Jy gaan kan aanhou leef, maar jy gaan nie die volle en die volheid van die benutting wat die Here dit bestem het om te hê, gaan jy benut nie en die waarde daarvan. Jy weet om by dit aan te sluit, met die eerste It is Time van oom Angus daar by Bloemfontein. Nou daar's verskillende kommentaar oor hoeveel mense daar was. Maar ek sit daar. Ek weet Andries hulle is daar, ek weet Marianne de Wet hulle is daar. Ek weet oom Paul hulle is daar. Ek weet daar's baie mense. Maar ek sien nie een van hulle nie. Die enigste ou wat ek op 'n lang ver afstand gesien het, was oom Paul Leroux van Boesman, van Rietspruit. Ek het hom in die verte gesien en hy het net weggeraak. En ek sit man alleen tussen 1.4 miljoen mense en ek voel die mees lonely mens op die aarde. Ek voel so lonely net, dat toe hulle nou uiteindelik begin het met die worship, toe begin ek die eerste keer iets beleef van wat daar gebeur. En ek het so verlang nie, dat ek daar opgestaan het, op my motorfiets geklim en ek het huis toe gery na my vrou en my kinders. Tussen 1.4 miljoen mense, mees lonely. Want die mense wat die naaste aan my is nie daar nie. En dis die value wat ons baie keer moet verstaan wat die Here sê, consider one another, honor one another, honor those who labor among you. Jy sien, en dit is nie 'n kwessie van ek hemel jou op nie. Ek erken en ek verstaan iets van jou waarde binne die verstaan van wat Christus my mee gebless het.
Want dis die blessing. Die blessing dat ons in covenant teenoor mekaar staan nie, is 'n groter blessing as wat ons verstaan. In die kerk, die algemene kerk van Jesus Christus, verstaan nie daai ding nie. Want die fokus was nooit verhoudings nie. Dit was om saam te stem oor 'n sekere kerkorde en related te wees binne 'n denominasie, en om dit te doen vereis nie verhoudings nie. Dit vereis dat jy iets verstaan van wat hulle sê. En die Here sê, en net daar mis ons dit. Want as jou waarde nie geheg is in iemand wat na die beeld en die gelykenis van die nuwe opgestane Jesus is nie, dan waarmee is ons besig? Yeah, why not, Peter? Chris, what is your input this evening regarding this, the body life, having people around you, surrounding yourself with people? Man, I don't think I can give you any direct answers to the specific questions that you've raised, but I agree with it. It's pretty much what everybody else has said. But I do have just one or two thoughts, and one of them is, for instance, in John 13, where Jesus, it's the Last Supper, and Jesus breaks bread with his disciples. But just while we were talking, that this idea came up. Jesus knows this problem of the body intimately. He knows it on the deepest level, because as he was breaking bread and giving the bread and the wine to the disciples that were with him, and had spent a lot of time with him, had seen all the things that he'd done, had heard all the things that he'd said, he was actually still sitting with a group of strangers, people that didn't really understand who he was. So that gives me a lot of peace and a lot of comfort to know that when I may feel isolated and alone, I have a God that knows exactly how bad that can feel, and how deep that isolation can affect you. I mean, Jesus sat there, he gave bread to Peter and to Judas, and he knew the betrayal all the disciples betrayed Jesus. So he understood that kind of isolation very deeply. So that gives me a lot of peace to know that the living God that we are dealing with, and that whose life I have inside of me, knows that problem very, very well. And I think that's also a little bit of a key to understanding the scripture a little bit in 1 Corinthians 12, because if you do start seeing that about God, if you do start understanding this truth about this gospel that we believe, and the God that we believe in, that is a key to start sharing a knowledge, to start sharing with others that in the body, because that's ultimately where our strength lies. And I don't disagree with the idea of being there for somebody and of helping somebody, whatever need you can assist with. I think that is part of the body's function. But ultimately, you can think of almost any need, any materialistic need at least. It can be very critical at stages, but the greatest need of all is to know that God is with you. That is the deepest, greatest need of all, to know that no matter what circumstances you're confronted with, you can still have peace. And that may sound easy to say, but it's the absolute truth. We have a living God that knows the depths of our despair and our suffering. This is what Hebrews 2, for instance, speaks about, that Christ partook of flesh. He took on flesh. He took on the fullness of sin and death. And he understands this, the difficulties and the challenges we face. And I think that is the key. So
you raised 1 Corinthians 12, the scripture that you mentioned. 1 Corinthians 11 speaks of the Last Supper and the discerning of the body. And these are all, I still think in 1 Corinthians, largely, Paul spends the better part, I believe the first 14 chapters of 1 Corinthians is still a fragmentary knowledge that Paul's dealing with, because he's dealing with people that still are on a bit of a low, not a lower level, but they're still learning, and there's still a lot of learning to be done. So he deals with him in a bit of a with a fragmented knowledge in a sense, and he slowly escalates this discussion in 1 Corinthians 12. In 1 Corinthians, in chapter 11, chapter 12, in chapter 13, he speaks of love. In chapter 14, he speaks of prophecy. Chapter 15, he says, now, let me remind you now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you, which you also received, in which you also stand, by which you are saved, if you hold fast the word I preached to you, unless you believed in vain. So he only really gets into the meat of the gospel in like chapter 15, and then he takes a huge dive into the gospel with things that I still find absolutely mystifying. Some of the things that Paul says there in that chapter, but what I believe he's doing is he's raising a kind of an awareness in the body, and I think drawing them into a fullness. And if we want to be there for one another, especially in suffering, there is a material and a care aspect in the body that is undeniable. It has to be part of it. The love of God will manifest those things. But we have to, if we think of 1 Corinthians 11, where he says, if you don't partake of the table of the Lord in a worthy manner, that is not about food and drink. It's about an awareness of a peace and a reconciliation that God has established for each and every person. And that is where it needs to point to, and where people need to draw the body into. So when we counseling, or when we are standing in for each other and supporting each other, it's very important to see the care aspect, but also to stand in truth, that we are dealing with a living God that knows exactly what's going on. He knows our suffering. He knows our hurt and our pain. He knows isolation and betrayal and any kind of hurt that you can think of. He understands that in the deepest way. And the better you connect somebody with that truth, the stronger that person will be in the difficult circumstances. That's what I believe. Baie dankie, Chris. Ja, Chris het 'n mooi manier om dinge so mooi saam te vat en sulke dinge. Ek wil graag net die volgende met julle deel. Weet jy wat? Ek besef en ek dink en ek wil hê ons moet dit hoor. Elkeen van ons is op 'n ander plek, en jy ken mense wat op verskillende plekke is. So whether jy daai persoon is wat dit moeilik vind om met ander te gesels, jy kan met ander gesels as jy wil. Ek dink die Here het dit vir ons gegee. As jy iemand is wat reeds die waarde gevind het van om met mense te gesels, ek dink hou aan met dit en vertrou en bly op dit bou. Ek dink ongeag waar ons is, of ons op 'n plek is van isolasie, of ons op 'n plek is van ons is veilig in 'n verhoudinge. Hebreërs 13 vers 5 sê, die Here sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. So ek weet net in my hart, weet jy wat, daar's 'n God, daar's 'n lewe en 'n verhouding in my
Daar's 'n God met my, in my, om my, wat niemand van my kan wegvat nie. Wat niemand van jou kan wegvat nie. Daai vriend of daai vriendin wat môre jou pad langs gaan kom, wat hopeless en alleen, as hulle by God is en by God kom, niemand kan daai God van jou wegvat nie. En daai God sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Hy is altyd, en waar ons ook al is, die goeie nuus is, ons is nie alleen nie. Ons is eerste en bo alles deel van hom. Ons is sy liggaam. Ons is nie net op onsself nie. Andries het vroeër daarna verwys. Dit is wat God vir ons beskik het. Jy is nie alleen nie. En al voel jy so, en al is jy miskien, of dalk nie jy nie, maar jy weet van iemand, daai broer of daai suster wat alleen daar suffer. Maak dalk daai oproep en reik uit. Die nuus is vanaand, die goeie nuus is, yes man, daar's 'n God met my, in my, wat my nooit sal los nie. Hy kan my nie los nie. Hy sal nie, hy kan nie. Ek dink nie hy weet hoe nie. Ek dink nie dis in die Here se karakter om ons te los nie. Maar die nuus is, ons weet ook, en hy het vir ons mekaar gegee. En daar is ook iemand altyd daar. As jy partykeer sukkel om met die Here te praat, dan het hy vir ons mense gegee met wie ons kan praat. Maar as jy kies om net met hom te praat, ten minste weet jy kan dit altyd doen. Ek dink en dit is wat ek net graag vanaand, wat ek net voel, ek wil net wil die Here ons net wil mee bemoedig. Dat Jesus man, nommer 1, jy is nooit alleen nie. Maar nommer 2, God het ons deel gemaak van 'n liggaam. Daar is mense om mee te praat. En as jy partykeer net daai stap neem, Andries het so 'n mooi daarna verwys. Dit kom nie oornag nie. Uh dis dalk 'n proses, maar die Here het dit vir ons beskikbaar gestel. En daar is daai waarde van hier's 'n broer en 'n suster and they've got my back, wat met wie ek net kan praat, as dit nodig is. Ons wil dit graag ook vir julle skep en vir julle kry. Onthou, ons is hier ook vir mekaar. Daar is daai verhoudinge. Martinus, ek wil graag vir jou vra, ek sien jy sit die heel aand op die punt van jou stoel. Wil jy nie net vir ons sê wat jy net dink en hoe jy voel oor hierdie hele ding en net vir ons saamvat en miskien net vir ons 'n gebed ook doen? Ja, Asseblief. Jaco, vir my is dit, ek dink isolasie is die gevaarlikste plek om te wees. As jy in jou eie wêreld geïsoleerd is en jy praat nie met mense nie, dan is baie gevaarlik om daar te wees. Ek dink een van die goed wat opkom by my is depressie. So jy moet versigtig wees vir dit. Ek het geleer in die laaste 2 jaar om myself vulnerable te maak. En as jy vulnerable is en jy deel met mense en ek stem saam met mense, deel nie met almal nie. Daar's obviously mense in jou lewe wat jy geïdentifiseer het en met wie jy gemaklik is om te deel. Maar ek het geleer wanneer jy kommunikeer en wanneer jy deel en wanneer jy gesels en praat, maak daai probleem soveel kleiner en ligter en makliker om te hanteer. Oplossings kom van oral af. En ou moet net glo en vertrou op die Here dat hy die regte mense op jou pad sal sit in die eerste plek, en in die tweede plek dat wysheid en insig sal daar wees dat jy die probleem wat dit ook al mag wees in jou lewe of daai Goliat in jou lewe dat jy hom sal kan oorwin. Ek het nou in dink laasweek vir iemand gesê, as daar nie 'n Goliat in jou lewe is nie, gaan soek hom. Hy moet daar wees, want ek dink die moeilike tye vorm ons en is besig om ons te louter om daai persoon te word wat die Here eintlik regtig wil sien. As jy in die spieël kyk, dit is die persoon wat die Here besig is om te verander. So, daar moet altyd 'n Goliat wees. Party van ons het meer as 1 of 2 of 3, 4 Goliate op 'n slag in jou lewe, maar guess what? Daar sal mense in jou lewe wees wat gaan saam met jou beklei en saam met jou sal bid en saam met jou sal veg. So ja, dit is hoe ek dit sien en dis ook daaroor voel. Maar ja, ek dink elke mens het sy eie opinie en sy eie manier om te deel met hierdie goed, né? Baie dankie, Tinus. Ja, vriende, so ek wil regtig familie, ons is nooit alleen nie. Ek sê vir jou, ons dien 'n God wat daar is vir ons en hy gee vir ons mense. En ek sê vir jou, in my lewe is ek dankbaar vir die mense wat God in ons lewe gee en gegee het en wat daar is. Dis die kosbaarste ding. So waar jy is, ons harte is oop.
As jy wil gesels, ek weet elkeen van julle is hier op grond van 'n verhouding wat jy het met iemand. Onthou net daar is altyd iemand om mee te gesels. Uh Mark Ministry is een van die toe ons begin het ons gesê, Pieter, onthou jy, so daar Andries, ons het om 'n tafel gesit en ons het 'n videoetjie gemaak en uitgestuur en Pieter, jy daarna verwys. Ons wil regtig 'n bediening wees van verhoudinge. Nie om heeltyd saam te stem nie. Om mekaar selfs te challenge baie keer as dit nodig is. Maar dis hoekom verhouding daar is. Ons is op die ou van die dag is ons daar vir mekaar want ons weet daar's 'n God daar vir ons. So broer, suster, familie, waar jy is, stay blessed. Dis nie iets wat ons hoef te doen nie. Ons is geseënd, ons is gebless. Maar ek sê dit partykeer net om myself te herinner. Be blessed. So ja, lief vir julle, ons waardeer julle, ons het baie respek vir julle en baie waardering dat jy elke keer inskakel. En onthou, dis nie net vir ons nie. Daar's iemand wat dalk môre net jou pad langs kom wat hierdie gedagte nodig het vir wie jy daar moet wees. So ons waardeer julle. Daar's 'n boodskap van Chris. Thank you for the fellowship. That's what it's about, Chris. So thank you very much. Elkeen van julle, ons waardeer julle. En ja, lekker week. Geseënde week. Jaco, Tinus moet nog afsluit, hè. Jy het hom gevra Ja, toe. ek het hom gevra. Ek het so diep ingeas om te begin bid en toe begin jy praat. Dis sien ek hy los dit maar. Het hy regtig? Nee, ek ken hom. Ek ken hom uit die bak gepaas. Nee. Ek is 'n slegte cricketspeler. Ek bat nie sommer maklik nie. Exact. Nee, Martinus, ek wil regtig vir jou vra as jy vir ons sal as jy vir ons net 'n gebed sal doen. Ek maak so. Dankie. Ons dierbare Vader, dankie vir die voorreg om vanaand hierso as familie, as vriende en 'n deel van die liggaam bymekaar te wees. Here, ons wil bid en ons wil vra dat U vir ons die wysheid en die insig sal gee, dat wanneer ons besig is met hierdie battles in ons lewens, dat U vir ons mense op ons pad sal stuur, Vader, wat vir ons sal help en ons deur daai moeilike tye sal vat, Here, wat ons sal help om daai gevegte met ons Goliats te hê, daai Dawids in ons lewens te wees, Here. Dankie vir elkeen van hulle wat daar is. Dankie vir elkeen wat vir ons lief en dierbaar is, Here. Ons loof U, ons prys U vir hulle en ons sê vir U dankie, Vader, dat U wel daai Goliat op ons lewenspad sit, Here, want daai Goliat vorm ons in die persoon en die mens wat U wil hê ons moet word. Here, en ons loof U vir dit en ons prys U vir dit en ons sê vir U dankie. Dankie vir elkeen wat vanaand ook hier is op hierdie platform. Ons wil bid dat U saam met ons sal wees in hierdie week. En bring ons veilig volgende week terug. Ons bid dit nie om dit te verdien nie, maar enkel en alleen uit U genade. Amen. Amen. Dankie. Dankie Seënde week vir julle. julle. Bye. Bye. Baie. Bye. Mooi bly.